Goeiemôre broer en suster. Welkom aan almal van julle by hierdie erediens. Dit is vir my 'n voorreg om julle ook hier te verwelkom. Welkom ook aan ons besoekers vanmôre met die doopgeleentheid van Klein Leinie. Geluk ook aan die doopouers wat ook dan vanmôre hier is. Broer en suster, ons is hier in teenwoordigheid van die Here en mag ons hier waar ons is ook die bewus wees dat die Here hier is, dat hy vir ons sy genade en sy liefde kom gee, dat hy vir ons kom sê, maar ons is sy kinders, ons behoort aan hom. Mag ons die bewus wees van God wat ook hier is. Broer en suster, kom ons staan, dan sing ons hierdie volgende lied saam as toetrede lied vir hierdie erediens. Mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wou ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, deur Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan, dan sing ons saam lied 199, dan kan u daarna weer u plek inneem. Loof hom engele, hemelwesens, loof hom son en bruid.
Broer en suster, ek gaan vra dat die kinders gou vir my hier voorkom sit. Gaan het goed met julle almal? Is julle bly om hier te wees? Is lekker om in die kerk te wees, nee? Ja. Ek wil gou vir julle met julle praat as ons dink oor, ek het nou hier iets saamgebring is in my sak. Okay. Reg, wat is die? Wie kan vir my sê? Dis geld, nee? Wat maak ons met geld? Ons koop, ja. Wat koop ons? Speelgoed, nee? Speelgoed is die belangrikste, nee? Wat is die belangrikste? Kos, reg. As ons dink aan geld, hoe kry ons geld? Wat kan ons doen om geld te kry? Ja? Ons kan by die bank gaan geld kry, nee, daar is mos 'n mooi bank, en ons gaan bank toe, en ons trek dit daar so, papa of mama het 'n kaartjie, hulle druk dit in en dan kom er geld uit. Maar wat moet jou pa of jou ma doen om die geld te kry? Hulle moet werk vir die geld, nee. Maar daar is ander maniere ook hoe ons kan geld kry. Hoe is dit? Hoe dink julle kan ons nog geld kry? Wie hou van flieks? Van movies? Nee? Ons was altyd die flieks wat ons baie keer kyk, waar daar rowe kom, nee? Waar die ou die geld kom, steel, nee? Dis 'n manier om geld te kry. Is mos. Ons kan goed verkoop, as ons fiets te klein is, of as ons nie meer hou van 'n pop of van ietsie, en dan kan ons hom verkoop aan 'n maatjie, en ons kan geld kry. As ons dink, en ons lees in Kolossense 2 vers 13, dan lees ons, julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Waarvan lees ons hier, dink julle? Ons lees van God se genade. Nou maar wat is genade? As ek net die geld sal vat, nee? En ek gee dit vir een van julle, en ek sê vir julle, hierso is die geld. Het julle gewerk daarvoor? Nee. Julle het nie gewerk daarvoor, en julle het niks daarvoor gedoen nie. So kom sê die Here vir ons, maar julle was dood. Julle was eintlik, het ek julle nie geken nie. Maar, ten spyte van alles, kom gee die Here vir ons sy genade, en het hy ons ongelooflik lief, en dit gee vir ons 'n stukkie troos, maar ook die wete dat daar waar ons gaan, God my en jou nie los nie. Mag ons altyd daaraan vashou en mag ons dit altyd weet. Reg, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here dat ons hier kan wees, en in hierdie oggend, Here, vir hierdie kinders kan kom bid. Dankie Here dat ons hulle kan opdra aan U wat hulle Here en God is, U wat vir hulle ook lief is. Here, dankie Here dat ons U kan vra, Here, om daar waar hulle gaan, by hulle te wees. Ons kom vra, Here, maak hulle bewus van U liefde, van U genade, ook vir hulle. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ja, kom ons staan en sing ons hierdie volgende liedjie saam. Broer en suster, kom staan saam. Vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees.
voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Ek kan vir julle sê, elkeen 'n sweetie kom haal en dan kan julle weer by in die banke gaan sit by pappa of mamma. Wat hy? Dis hy. Broer en suster, as wet van môre lees ons dan uit Eksodus 20, ons lees daarvan vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, as jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, ons kom dankie in hierdie oggend dat ons, Here, in diepe afhanklikheid, Here, hier by U kan wees. En stil word, Here, as gemeente, as gelowiges, as U kinders. Here, as ons luister, as ons die wet hoor, as ons na die 10 gebooie luister, Here, besef ons juis hoe afhanklik ons van U is. Here, U het ons kom verlos, U het ons vrygekoop, nuut gemaak.
Help ons om ons lewens te rig. Here, soos wat U wil hê ons moet lewe. Here, ons kom vra daarvoor, Here, in U naam. Amen. So wat ons sit, kom ons sing die volgende lied saam. Broer en suster, wat ons in hierdie Here en in hierdie God glo, kom nou staan en bely ons geloof hardop saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Kan die plek inneem. Broer en suster, ons gaan saam lees vanmôre in 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is in Johannes 5, vanaf vers 1 tot 17, en dan in Kolossense 2, vanaf vers 11 tot 15. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, dankie Here dat ons kan kom stil word in hierdie oggend. Here, ons kom bid. Here, dat ons in hierdie oggend, Here, dat dit rustig is in ons.
Here, gee vir ons 'n geleentheid om stil te word by U soos die. Here, maak dit rustig rondom ons, maak dit stil binne in ons, Here, sodat ons U woord sal hoor. Maar gee ook vir ons die krag en die genade, Here, om U woord uit te leef. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So wat ek gesê het, twee bekende gedeeltes, of Johannes 5 in 'n geval, vanaf vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het daar voor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. En toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aan die sukkel is, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was die Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is die Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moenie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbat gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. En dan Kolossense hoofstuk 2, daarvan af vers 11 af. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie by die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftocht van Christus mee te voer. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons dink aan hierdie eerste gedeelte wat ons saam gelees het in Johannes hoofstuk 5, is dit 'n bekende gedeelte van die man wat genees is by Bethesda. Nou as ons dink aan Bethesda, dit is hierdie ongelooflike groot, as ek dit nou sommer so kan sê, 'n swembad. Hy is 120 meter min of meer lank, 40 meter breed en ongeveer 25 meter diep. Dit maak nie te veel saak nie, maar wat saak maak is hierdie man wat daar is. Die man wat daar lê, wat niemand ken nie. Iemand wat Jesus raakloop, op pad na 'n feestyd toe, op pad eintlik na Paasfees toe. En Jesus sien die man. Jesus sien hierdie persoon en hy kry hom jammer. Hy sê, so wat ons gelees het, wil jy gesond word, en hierdie reaksie is,
Here met my hele hart. Ek wil. Maar ek kry nie geleentheid nie. Dis net hierdie bad wat my kan genees. Daar's niks anders nie, niks meer nie. Dis eintlik net hierdie bad. As ons na die gedeelte kyk wat vir my ongelooflik uitstaan, is hoe ek en jy ook baie keer soos hierdie man is. In ons eie streewelings, in ons eie menswees, sien ons baie keer hoe ons vasgevang is, hoe ons eintlik hulpeloos lê, hoe ons eintlik hulpeloos is, en sê maar, wat maak ek? Waarheen is ek op pad? Ons kyk na die gedeelte en ons sien 'n man wat nie vir Jesus ken nie. Maar Jesus genees juis hom uit die hordes mense wat daar lê. Ons sien Christus wat homself kom gee aan die kruis vir mense wat hom nie ken nie. Homself kom gee sodat ek en jy in 'n verhouding kan leef met die lewende God. Ons sien Christus wat in hierdie tyd ingaan wat vir hierdie gelowiges of wat vir hierdie persoon kom sê, maar eintlik is daar net een pad en dit is hy. Daar's net een iemand wat kan genees en dit is hy. Want die gedagte rondom hierdie bad is juis dat as hy begin borrel het, dan het die engele se vlerke die ding geroer. En daarom was daar 'n magiese krag wat jou kon genees. Christus kom maak ons nie. Kom spreek ons vry. Hy kom vergewe ons sonde, soos wat ons bely in die geloofsbelijdenis, soos wat ons mekaar kom sê, keer op keer. In Kolossense 2 lees ons juis ook die wonder van dit wat gebeur. Die besnydenis wat oorgaan, die Christus wat vir my en vir jou kom nuut maak. Ons leef in 'n tyd wat ons mekaar moet sê, maar waarheen is ek en jy as gelowiges op pad? Wat maak ons met die geloof wat ons het? Is dit iets wat ons net op 'n Sondag doen? Want wat sê Kolossense 2 vanaf vers 13 tot 14 vir ons? As ons sondige natuur nie weggeneem is nie, is ons dood. As ons dink aan die man by Bethesda, dalk was hy dan beter daaraan toe. Die wonder is dat Paulus vir ons kom skryf, kom sê vanmôre vir hierdie gemeente in Kolosse kom sê, wat kan God vir my en vir jou doen? Hoe kan God ons lewe kom nuut maak? Hy het ons saam met Christus lewend gemaak. Hy het al ons sondes vergewe. Hy het ons skuld weggeneem. As ons dit vir mekaar sien, moet ons eintlik vir mekaar sien, maar die Here het as te ware vir my en vir jou 'n reddingsboei uitgegooi. Wat maak ek en jy met dit? Neem ons dit aan, skuif ons dit een kant toe, laat ons dit by ons verbygaan. Is dit maar net nog iets? Soos in kindertyd. Die genade is verniet. Ek en jy hoef niks te doen nie, kan niks doen nie. God staan en gee vir ons dit wat ons nodig het om in hierdie lewe te leef. God gee vir my en vir jou die versekering dat hy daar is. God gee vir my en vir jou die versekering dat hy ons nie in die steek laat nie. Waarheen is ek en jy op pad?
in ons geloof, in ons geloofsreis. As ons na die Bybel kyk, sien ons soveel verhale van mense wat juis hierdie verrassing van God beleef. Ons dink aan Jona. Jona wat in die vis ingesluk is. Ons dink aan Daniël wat in die leeukuil was. Ons dink aan Josef wat in die put was, wat op die ouende koning word, of wat 'n land regeer. Ons dink aan Barabbas. Ja, self aan Barabbas gedink. Die gewelde misdadiger. Hy het homself reggemaak die oggend, hy gaan gekruisig word. Dit is sy laaste oggend. Heel waarskynlik sy laaste bord kos gehad. En toe kom die wag aan en sê vir hom, jy's vry. Daar's iemand anders in jou plek aan die kruis. En so loop die verhale. As ons na dit kyk in die Bybel, die een ondervinding na ander. Die een na die ander persoon wat op 'n manier moedeloos is. Die een na die ander persoon wat in hierdie wêreld gekonfronteer is met sy eie moeilikheid, met sy eie bekommernis, met sy eie striewelings. En ons hoor hierdie woorde, God bring die verlossing. Soos in die geval by die man by Bethesda, soos in die geval oor dit wat Paulus skryf, sien ons hoe die Here saam met my en met jou is. Nou hy ons kom vryspreek, kom nuut maak. Maar meer as dit, as ons dink aan die doop, sien ons juis hoe die Here in hierdie gebruik, hierdie sakrament wat hy instel, juis kom sê, maar ek is saam met jou. Jy is die versekering kom gee as babatjie, jy kan niks doen nie. My genade is vir jou genoeg. Jy is vir jou as ouer, kom sê maar, ek is saam met jou op pad, en die groot maak van jou kind. Broer en suster, as ons na ons eie lewe kyk, ons kyk na ons kinders, ons kyk na die situasie in ons land, ons kyk rondom ons. Kan ons nog hierdie evangelie leef? Kan ons nog vir mekaar sê, maar ons glo in dit? Kan ons nog vir mekaar sê, maar broer en suster, daar waar ons gaan, leef ons dit uit? En as ons vir mekaar sê, ons glo daarin, hoekom sukkel ons om dit te doen? Hoekom sukkel ons so baie keer om op die Here te vertrou? Hoekom sukkel ons so baie keer om te sê, maar Here, ons weet van die beloftes, ons hou daaraan vas, ons staan daarop. En bo alles, wanneer hy kom soos vanoggend, wie hier by die doop vond, wie kom sê, maar jy is myne. Dink ons terug, beleef ons juis hoe die Here vir ons kom nuut maak, kom sê, maar daar waar ons gaan, leef ons 'n vrygekoopte lewe. Leef ons 'n lewe tot eer van hom. Mag ek en jy bereid wees, broer en suster, om op te staan vir die Here waaraan ons glo. Mag ek en jy bereid wees om te sê, Here, hier is ek. Mag ons kinders leer. Want dit is wat die doop sê, dit is wat die doop van ons vra.
Mag ons bereid wees om te sê, Here, stuur ons. Mag ek en jy vir mekaar aanspreek en vir mekaar sê, kom ons staan op en doen wat God van ons vra. Mag ons die lewe leef tot eer van die Here. Mag ons getuig van die goedheid, soos hierdie verlamde man gaan vertel het, Jesus het my gesond gemaak. Mag ek en jy soos hierdie verlamde man gaan vertel. Maar Christus het ons vrygekoop. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend Here hier by mekaar kan wees. Nuut gemaak deur U genade, vrygekoop Here deur U bloed. Dankie Here dat ons in afhanklikheid van U kan leef. Dat ons 'n heilige lewe kan leef, daarna kan streef Here, want U is saam met ons, U is in ons teenwoordig deur U Gees. Here, ons kom vra, kom bid, Here, dat U ook so saam met ons elke dag sal wees. Daar waar ons gaan, Here, daar waar die storms van hierdie wêreld ons oorval, daar, Here, waar ons moedeloos voel, daar, Here, waar ons op 'n manier verlam voel. Here, gee U vir ons die krag, die genade, die wete, Here, dat U by ons is. Ons kom vra U, Here, gee ons ook so die krag en die liefde om dit uit te dra in hierdie wêreld. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broers en susters, wat ons begin het, is dit vanmôre ook 'n doopgeleentheid. En daarvoor lees ons dan saam die formulier vir die bediening van die doop. Die formulier lees so: Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sê jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en die finale manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot kinders aanneem en ons deel laat hê aan die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sondes deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. Maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak kan word.
sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief in hulle verlossing neem. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarop verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees en die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëning van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek gaan vra dat Blaine en Natasha vir my vorentoe kom. Doopouers. Natasha, geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisse skrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkomme leer van verlossing is. Ten derde beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer van die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Wat is hy? Ek gaan vra dat Leni ingebring word, broer en suster, terwyl dit gebeur, kom ons sing hierdie volgende lied soos wat ons sit. De troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my.
vra dat julle nader staan. Lainie Rose Dormel, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie Here vir hierdie geleentheid. Dankie Here vir u liefde en die genade wat ons ook in hierdie doop en deur hierdie teken kan sien. Here, dat u ons vrykoop, dat u ons nuut maak. En dat u, Here, vir Lainie ook deel maak van hierdie verbond. Dat u ook vir haar kom sê, Here, maar sy is u kind. Dankie Here dat ons vir Lainie en Natasha kan kom bid, Here. Here, dat u hulle as ouers u krag sal gee, u wysheid, Here, dat u by hulle sal wees. En ons, Here, kom vra u, Here, seën dit, seën hulle as ouers. Ons kom vra u, Here, gee vir hulle die krag en die genade, die wete, Here, dat u by hulle is. Ons kom vra dit in u naam alleen. Amen. Ons is reg om vra dat oom Kobus saam met my die gelukwensing doen. Sy. Baba, geluk nie. Sy, geluk jong. Jy moet die mooi leer. Natasha, Lyn, baie geluk weer. Sy, baie, julle kan julle plekke gaan inneem. Broer en suster, ek gee geleentheid vir die liefdegawes om opgeneem te word. Broer en suster, die afkondigings vir die week is dan soos volg. Ons dink in hierdie oggend aan Danny Mersha van Dijk. En dan weeglik met die doopouers Blyn en Natasha. Broer en suster, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, in hierdie oggend kom ons na U toe, Here, en ons kom dra vir Danny Mersha aan U op.
Here, ons kom vra, Here, gee U vir haar die wete, Here, die versekering, dat U by haar is. Here, ons kom dink aan die wat nie op hierdie lys is nie, aan die wat siek is, aan die wat alleen is. Here, en ons kom bid en kom vra, Here, help ons, Here, gee U vir ons ook U leiding, om daar waar U ons wil gebruik, die verskil te maak. Here, dat ons gehoorsaam sal wees. Stuur ons, Here. Ons kom bid dit in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar. Mag jy sommer net 'n lekker dag hê en lekker bederf word. Die 10de verjaar Annelies Dippenaar en SP Roos. Die 14de Amelia Goosen en Benjamin Swart. En dan die 15de Maart Charles Jr. en Tarin Wagenaar. Geluk aan almal. So wat ek gesê het, mag jy lekker bederf word. Daar is katedese en teen na die diens. Daar is Woensdag is daar bid hier by Huisvergesig en 11:00 is daar Bybelstudie in die konsistorie. Ons is besig met die boek Hebreërs. Ons is redelik aan die begin, so as jy wil nie inskakel, nooi ek jou uit. Dit is 'n mooi geleentheid, dit is 'n lekker geleentheid waar ons saam 'n bietjie skouers skuur. So enige iemand is welkom dan ook by die geleentheid. Dan dankie aan almal wat help met alimentasie by die Sonneblom projek. Dit is 'n voorreg dat ons ook vir hierdie mense wat sukkel in ons gemeente kan bystaan met kospakkies. Daar is nog steeds behoefte en daar bly maar altyd behoefte. So as jy David Daan wil bydra, asseblief kontak vir my of die kerkkantoor. Dan as jy weer uitnodiging vir voorsangers, as jy mooi kan sing of jy dink jy kan mooi sing, jy klink vir jouself mooi in die stort, asseblief nooi ek jou uit. Om gee jou naam op, praat met Jannie of Carissa, dat hulle ook vir julle kan indeel as voorsangers op 'n Sondag. Dan kerkraad, daar is die 16de Maart, dis volgende week, is daar 'n kerkraadsbraai geleentheid. Ons gaan so 'n bietjie saam kuier, saam dink oor dit wat die Here van ons verwag en daarheen waar die Here ons stuur en hoe ons as kerkraad ook die leiersels op 'n manier moet bymekaar bring en sê maar dit is waarheen ons glo die Here ons as kerk as gemeente stuur. Dan die 17de is dit FK vergadering en dan ook die 16de Maart is dit dan ons dankdiens vir die reën wat ons dan alreeds ontvang het. Dit is dan al die afkondigings vir die week. Broer en suster, mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy bewus wees van die genade wat die Here vir my en vir jou het. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 514 en vra ek dat jy staande bly vir die seën. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef.
broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sê dat julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.